Alright. Ja, ek gaan 'n kanaal opstart op YouTube, spesifiek in Afrikaans, vir diegene wat belangstel in elektronika en die regmaak van sekere goed. En soos julle kan sien, ek is heidaglik besig hier met 'n baie snaakse bord. So, die mikpunt van hierdie gaan wees om jong mense, spesifiek skoolgaande en universiteitsstudente te help om 'n besluit te maak op hulle loopbaan. En die beginsel agter dit gaan wees is om jou voor te berei en jou op 'n baie makliker pad te plaas om sekere goeders gedoen te kry en te leer. Elektronika, rekenaarprogrammering, daai klas van goed alles wat ons gaan hanteer. En dit gaan lewendige opnames wees waarby ek iets gaan regmaak en ek gaan verduidelik wat ek doen en hoekom ek dit doen en hoe ons die goed toets. Want teoreties lyk alles maklik. Prakties is dit 'n heel ander storie. So in my klein workshop wat julle nou sien, gaan ons nou basies effektief sulke goedjies regmaak, bietjie meer gekompliseerde goed later, maar ek gaan alles dokumenteer op video sodat julle kan teruggaan daarop en kan kyk. Julle sal sien dat ek sal ook baie aan my kopsak besig wees met werk terwyl ek praat, verduidelik wat ek besig is om te doen en hoe 'n mens sekere goeders doen. Dit is ook daar om baie van julle te help 'n besluit maak in die toekoms wat hulle nou wil, ek wil sê, robotika 'n vereiste maak. Fourth Industrial Revolution is basies waarvoor almal mik, so om 'n besluit te maak in die rigting wat jy wil gaan en of elektronika, rekenaarwetenskap en daai klas van goeders deel gaan uitmaak van jou, ek wil sê, toekoms. So hierdie kanaal is letterlik gaan wees vir nerds en ouens wat daarvan hou om elektronika te tinker soos ek en goed reg te maak en fouterings te soek en al so aan. So dis 'n fisiese praktiese ding in jou eie taal, in Afrikaans. Baie van die goeders wat ons kry is in Engels. Dis frustrerend. Ek gaan in 'n geval nie die tegniese terms verander van Engels na Afrikaans toe nie. So as ek sê 'n weerstand, se weerstand is 'n weerstand. 'n Kapasitor is 'n kapasitor, maar 'n diac, 'n triac, diode obviously is in Afrikaans. Maar as jy begin praat van 'n Zener diode, signaling diode, sulke klas van goeders. So ek gaan baie tegniese terme wat in Engels is en in Engels hou, verkieslik. Rekenaarprogrammering obviously gaan in Engels wees. So ja, ek hoop dat daar baie meer jong mense gaan wees wat belang gaan stel in hierdie ding te kyk en julle kan redelik baie leer. Dankie.